Ons kyk vanoggend na 1 Petrus vers 18 tot 21. Nou, in ons Afrikaans sal julle sien, dis in die middel van 'n sin, maar dis baie meer in die middel van 'n sin as dit, want alles, ek praat onder korreksie, maar as ek reg is van vers 13 af, is alles een sin eintlik. Waar die Afrikaanse dit vir ons in 'n paar plekke verdeel om dit bietjie makliker leesbaar te maak. Ek praat onder korreksie as ek dit sê, ek het nie spesifiek die Grieks. Nou, ek kan nie nou presies onthou of dit is wat gebeur nie, maar dit is in elk geval baie langer sin as dit wat in die Afrikaans is. Maar ons begin dan by vers 18, so 1 Petrus 1 vers 18 tot en met vers 21. Omdat julle weet dat julle nie deur onverganklike dinge, goud en silwer losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel nie, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste dae geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Net so ver ons geleesde gedeelte in. Ek bid dat die Here vir ons sal help om te sien wat 'n besondere teks hierdie is, en dat die Here vir ons sal leer, dat ons hoop sal vind, en dat dit ons sal aanmoedig ook tot 'n heilige lewe. Kom ons bid. Here, dankie vir wie U is in Christus, en wat U vir ons gedoen het. En ons ken onsself, Here. Ons kan baie maklik vir mense voorgee, en probeer om mense te beïndruk, maar Here, U ken ons hart. En ons ken ons hart, ons weet wie ons is. En daarom kan ons U net dank vanoggend vir U genade wat onverdiend aan ons geskenk is. En ons hoop, Here, en ons bid, en ons glo dat U getrou sal wees, want U woord sal nie na U toe terugkeer nie. Maar alles wat U gedoen, alles wat U beloof het, dit sal U doen. En daarom, Here, kan ons met volle vertroue voortgaan in 'n lewe wat ons begeer om U te verheerlik. Help ons deur die Gees, dat ons daarin sal volhard, want ons weet dat die uiteinde is op pad, en daarin is ons hoop. Help ons dan nou, in ons studie van hierdie teks, om ons hoop in werklikheid dan op U te plaas, en om daarom juis ywerig te werk om die sonde af te sterf, en heiligheid na te jaag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En so daar's baie dinge wat ons moet aanmoedig om 'n heilige lewenswandel te hê, en om 'n heilige lewenswandel met groot ywer na te jaag. En ons het nou na 'n paar van dit al gekyk. Die eerste waarna ons gekyk het, vers 13, het ons 'n paar weke terug gesien, die feit dat ons uitsien na die wederkoms. Dit moet ons aanspoor om nou heilig te leef. Jesus Christus kom weer. En dan vers 14 tot 16 het ons gesien dat ons moet heilig wees. Hoekom? Want God ons Vader is heilig. En as sy kinders moet ons wees soos hy is. En laasweek dan het ons gesien vers 17 dat ons moet heilig wees omdat ons die dissipline, die goddelike vaderlike dissipline van God vrees. Maar as vanoggend vers 18 tot 21 kom Paulus by die motivering bo alle ander motiverings. En wat is dit? Die motivering bo alle ander motiverings om heilig te leef is ons verlossing. Ons verlossing is die motivering by uitstek. Om die sonde af te sterf en om 'n heilige lewenswandel na te streef met alles in ons. Want ons is sondaars. Ons is sondaars wat deur God losgekoop is deur die bloed van die kosbare bloed van sy seun Jesus Christus. Ons is vrygekoop, ons is losgekoop nie op grond van enigiets wat ons gedoen het nie,
Ons is losgekoop op grond van God se bepaling wat hy geneem het voor die grondlegging van hierdie wêreld. Daar's niks wat ek kan doen of jy kan doen nie. Ons vertroue is nie op ons eie werke nie. Maar ons geloof en ons hoop is op God. God wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. En so vanoggend ons tema, ons verlossing as aansporing tot heiligheid. En ek wil hê ons moet sien dat die genade van God aan ons in Christus is die grootste motivering vir ons vir heiligheid, vir heilige lewe. En ek wil kyk na 3 redes hoekom ons verlossing juis die grootste motivering is. So 3 redes. Die eerste rede, ons is losgekoop deur die bloed van Christus. Ons is losgekoop deur die bloed van Christus, vers 18 tot 19. Die probleem in ons wêreld vandag, en in baie kerke, is dat baie mense probeer om soos Simon die towenaar. Hulle probeer om verlossing te koop met geld. Dis wat in Handelinge 8 gebeur, nê? Hy wil die gawe van die Heilige Gees koop. En wat sê Petrus vir hom? Wat sê die Here vir hom vir jou as jy sou wou jou verlossing met geld koop, mag jou geld saam met jou vergaan. Omdat jy gedink het dat jy die gawe van God met geld kan verkry. Geloof in die Here Jesus Christus kan nie met goud en silwer gekoop word nie. Dis wat vers 18 sê, is dit nie? Jy kan dit nie koop met goud of silwer nie. Jy kan dit nie verdien of op 'n manier werk doen sodat jy jouself in die hemel kan kom nie. Jy kan nie sonde afsterf in 'n poging om in die hemel te kom nie. Jy kan nie vir die predikant of vir die paus of die priesters iets gee sodat hy jou verlossing sal gee nie. En hier is die rede. Want die prys van ons verlossing kan nie deur 'n mens betaal word nie. Ons is gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En as dit, broer en suster, jou nie motiveer om met groot ywer 'n heilige lewenswandel na te jaag nie, dan wonder ek wat sou. Ek wonder wat sou. Wat dink jy is die oordeel wat jy sou verdien as jy die bloed van ons Here Jesus Christus vertrap? Wat sou die oordeel daarvoor wees as jy die kosbare losprys van jou verlossing verag, deur om te leef soos hierdie wêreld? Goud en silwer en die mees kosbare items in hierdie wêreld kan nie vergelyk met die kosbare bloed van ons verlossing nie, en dit is die koste gewees vir ons verlossing. Dis 'n onskatbare prys wat betaal is. Nou in die Ou Testament was daar 'n voorsiening gemaak vir die betaling van 'n losprys. Ons sien dit in Levitikus 25:25. En so jy kon jou naasbestaandes of hulle eiendom kon jy losgekoop het deur om 'n losprys te betaal. Die mees bekende voorbeeld daarvan is die verhaal van Rut. Nee, ons ken die verhaal van Rut. En wat gebeur in die verhaal van Rut is Elimelech sterf en dan in Rut hoofstuk 2 vers 20 dan word ons gesê dat Boas is een van die lossers, maar Boas weet dit nie. Dis eers in Rut 3 vers 9 wat Rut vir hom sê, jy is die losser, jy is een van die mense wat my kan verlos en vir my kan hoop gee. Onthou, vrouens mag nie gewerk het of enige swets nie, so sy was in 'n uitdaging. En is dan eers in Rut hoofstuk 4 wat Boas kom na die ouderlinge van die stad toe en dan die losprys betaal, en wanneer hy die losprys betaal, dan kry hy al die eiendom van Elimelech, maar hy kry dan ook vir Rut. En daar was natuurlik 'n ander losser, soos julle weet, wat nader was, en hy wou al die besittings gehad het, maar hy wou nie vir Rut gehad het nie. En so hy het gesê, Boas kan dit kry. Nou dit bring my dan by dit wat in Jesaja gebeur, die laaste deel van Jesaja, lees ons sien die verse daar is in hakies. Die laaste deel van Jesaja sien ons dat die Here God, die Skepper, die Heilige Een, 'n belofte maak
dat hy self as losser sal intree vir sy mense. God sê, ek sal intree as die losser vir my mense. En ons sien dit in Jesaja 41, 43, 44, 47, 48, 49, ons sien dit in Jesaja 54, ons sien dit in Jesaja 60, al die tekste wat julle daar op die bord het. In al daardie tekste sê die Here, ek sal optree as losser vir my mense. Hier is die belofte van die Here dan, ons ken dit goed. Ons ken hierdie teks miskien so goed in Jesaja 52 vers 3. Vir niks is julle verkoop. Julle sal sonder geld gelos word. Julle sal sonder geld verlos word. Hoe sou God ons verlos sonder geld? Die antwoord, Jesaja 53 vers 50 tot 60. Hoe sou die Here ons loskoop sonder geld? Deur die knegt van die Here, wat ter wille van ons oortredinge deurboor is. Wat op die ons ongeregtighede is hy verbrysel, sodat die straf wat vir ons vrede aanbring op hom sou wees, en ons deur sy wonde genees sal word. Hoe het die Here die verlossingsprys betaal vir my en jou? Hy het dit betaal deur die kosbare bloed van Jesus Christus, sy seun. En ons is losgekoop, sê Galasiërs 3 vers 13, ons is losgekoop van die vloek van die wet, en ons is losgekoop, sê Romeine 5 vers 8 sê, ons is losgekoop toe ons nog sondaars was. Ons is losgekoop, sê Titus 2 vers 14, van alle ongeregtigheid. Sodat ons, sê Korintiërs 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê, sodat ons nou aan God kan behoort. God het ons deur sy bloed verkry, sê Handelinge 20 vers 29. Sodat die dood nou vir ons sonder angel is, en die doderyk sonder oorwinning. Dis wat 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 57 sê. Jesus Christus is die losprys. Deur sy bloed is elke gelowige se sonde betaal. Maar hier is die ding, broer en suster, God het nie sy kosbare seun vir ons gegee sodat ons kan voortleef in die sonde nie. Jy is so arrogant wees as jy dink dit is waar. Hy het nie sy seun vir ons gegee, die lewe van Jesus Christus, sy bloed gestort, die ewige se bloed gestort, sodat jy kan voortleef in sonde. Nee, wat sê Titus 2 vers 14, dit sê, hy het ons losgekoop om ons vir homself as volk, as sy eiendom te reinig en ons ywerig te maak vir goeie werk. Hy het ons gekoop sodat vir homself as eiendom geneem, sodat om ons te reinig en ons ywerig te maak vir goeie werk. En so ons is losgekoop, elkeen van ons is losgekoop, nie vir onsself nie, ons is losgekoop om vir God te leef, sodat ons sal reinig van die sonde, sodat ons sal ywerig wees vir goeie werke, sodat ons wat die kinders van God is, sal optree soos die kinders van God moet optree. Hy is heilig, daarom wees heilig. Daarom is die kosbare bloed van Jesus Christus gestort, want sê Jesus self in Markus hoofstuk 10 vers 45, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy is die lam van God wat die sonde van hierdie wêreld wegneem, sê, onthou julle, dis Johannes die Doper wat dit sê, nie, wanneer hy Jesus die heel eerste keer sien, Johannes 1 vers 29, hy is die lam van God wat die sonde van hierdie wêreld wegneem. Hy het ons sonde op die kruis gedra, sê 1 Petrus 2 vers 24, wat beteken
dat Jesus Christus is die perfekte pasgalam van Exodus 15 is dit nie. Van Exodus 12 vers 5 bedoel ek. Hy is die perfekte lam, en wat het hy met sy bloed gedoen? 1 Petrus 1 vers 2, ons het dit al gekyk daarna in ons studie. Hy het ons besprinkel met sy bloed. Onthou wat gebeur met die verbond? Die lam se bloed was besprinkel oor die volk. Hoekom? Dit sê julle is ontvangers van hierdie verbond. Hierdie verbond is met julle gesluit. En die bloed is besprinkel op ons. En dis presies wat Petrus hier sê in 1 Petrus 1 vers 2. Ons is besprinkel met sy bloed deur die ware pasgalam wat sy lewe vir ons gegee het. Dat ons losgekoop is, broer en suster, deur die kosbare bloed van Jesus Christus, is die rede by uitstek hoekom ons die sonde moet beveg en hoekom ons 'n heilige lewenswandel moet najag. As jy dink, broer en suster, aan die koste van jou sonde, as jy dink aan wat God vir jou gegee het, om jou sy kind te maak, sodat jy sy heiligheid kan reflekteer, sterf dan die sonde af, en beywer jou ernstig vir 'n heilige lewenswandel. Want ek reken, en ek dink julle sal met my saamstem, die koste van my verlossing, die koste van jou verlossing, vereis ten minste vereis ten minste dat ek sal leef om hom te verheerlik vir die res van my lewe. Maar tweedens, ons tweede hoofpunt vanoggend, ons verlossing is in die ewige verlede beplan. Vers 20. Ons verlossing is in die ewige verlede beplan. Wat sê vers 20? Voor die grondlegging van die wêreld, het Jesus al reeds bestaan, en was hy reeds bestem as die losprys vir ons sondes. Reeds voor die grondlegging van die wêreld is Jesus bestem as die losprys, maar daardie lossingswerk, die werk van verlossing is eers in hierdie laaste dae geopenbaar. Luister wat sê vers 20. Jesus Christus was wel vooruit geken voor die grondlegging van hierdie wêreld. Nou vra vir jouself die vraag, as wat is Jesus geken voor die grondlegging van hierdie wêreld? As wat was hy geken? As wie was hy geken? Wat het God van hom geweet? Hoe het God aan sy seun gedink voor die grondlegging van hierdie wêreld? En die antwoord is, voor die grondlegging van hierdie wêreld het God sy seun geken as wat? Vers 19. As die losser. As die prys vir sy kinders se sonde. Het God sy seun geken as die een wat sy lewe sou gee as 'n losprys vir elkeen wat in hom glo. Jesus Christus was bestem volgens die voorkennis van God om die een te wees deur wie God sy kinders sou verlos. Dit was nie 'n ongelukkige sameloop van omstandighede wat 2000 jaar terug gebeur het nie. Dis nie wat daar gebeur het nie. Dit was nie iets wat toevallig gebeur het nie. Dit was nie maar net iets wat deur die loop van tyd gebeur het en toe het God besluit, wel, dis dalk 'n goeie idee nie. Nee, wat 2000 jaar terug gebeur het, toe Jesus aan die kruis gesterf het, Jesus se koms as die verlosser van God se kinders, was deur God self bepaal voor die grondlegging van die wêreld. En dis hoekom Petrus byvoorbeeld op Pinksterdag kon preek. Op Pinksterdag kon preek in Handelinge 2 vers 23 en hy kon sê dat deur die bepaalde raad en voorkennis van God is Jesus oorgelewer, deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Dat hierdie goddelose manne, Handelinge 4 vers 28, het teen Jesus Christus saamgesweer om wat te doen? Om alles te doen wat God se hand en God se raad vooruit bepaal het.
wat moet plaasvind. Jesus sê weer, Lukas 20:20, die Seun van die mens gaan wel volgens wat bepaal is. Deur wie bepaal is? Deur God in die ewige verlede bepaal is, maar wie, sê Jesus, daardie man, deur wie hy verraai word. Die Vader het Jesus Christus vooruitgeken as die losprys vir sy sonde. Voor hierdie wêreld gestig is, voordat ek of jy bestaan, het God reeds bepaal om sy seun te kruisig. Dat Jesus Christus sou sterf vir my en jou sonde. God het sy seun geken as die losprys vir elkeen wat in hom sou glo se sonde, omdat God drie-enig Vader, Seun en Heilige Gees in die ewige verlede in hulle raadsplan reeds besluit het, dat Christus sou kom om te sterf. Maar dit is belangrik dat ons sal verstaan, dis nie net dat God beplan al reeds toe vooruit geken het en geweet het, dat Jesus Christus sou sterf nie. God en Christus het ook reeds geweet vir wie hy gesterf het, voor die grondlegging van hierdie wêreld. Hy het geweet wie in hom sou glo. En hoekom het God geweet wie sou glo is? Want God het dit vooruit bestem. Ek vat julle weer terug na 1 Petrus 1 vers 2 toe, ons het dit nou al gesien. 1 Petrus 1 vers 2, die vir wie Christus gesterf het was, uitverkore, volgens die voorkennis van God die Vader. Hulle was voor die grondlegging van hierdie aarde reeds deur God bekend. Hy weet vir wie sy seun gesterf het. Hulle is uitverkore volgens die voorkennis van God, sê vers 2, tot gehoorsaamheid, om gehoorsaam te leef, om heiligheid na te streef, en die besprenkeling met die bloed. Dis die wat verlos sal word, dis die wat sal ontvang die prys wat Jesus Christus gekoop het, die losprys. Efesiërs 1 vers 4 tot 5 sê dieselfde, God het ons in Christus uitverkies wanneer? Voor die grondlegging van hierdie wêreld en ons vooruit beskik om ons as kinders vir homself aan te neem in Christus. Ons is die wat God volgens Romeine 8 vers 29 tot 30, en hierdie is 'n treffende teks, ons het nou al daarna gekyk, want ons het onlangs na Romeine 8 gekyk, ons het onlangs die Romeine gegaan, Romeine 8, 29 vers 30, God het ons volgens ons van tevore, die wat hy van tevore geken het, voor die grondlegging van hierdie wêreld, die het hy van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, om heilig te word. Sodat hy, Jesus Christus, die eersgeborene kan wees onder baie broers. En dan verder sê die teks, die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. Hy het hulle tot geloof geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hulle na die hemel toe geneem. En so, God het reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld bepaal, dat Jesus Christus die losprys sou wees vir elke liewe een wat God voor die grondlegging van hierdie wêreld alreeds bestem het vir wie dit sou wees. Wie sy kinders sou wees. Wie in Jesus Christus sou glo. Ek kan nie sê van enige van julle of julle die uitverkorenes is nie. Al wat ek het om te kyk is na die vrug. Sien ek in jou lewe 'n getuienis dat die Heilige Gees is in jou. Maar ek weet van myself
Hoe weet ek? Ek weet want die Heilige Gees is in my, nê. En daarom weet ek of ek waarlik 'n gelowige is of nie. Wat sê vers 20? Dat Christus is geken voor die grondlegging van die wêreld. Maar hy word eers in die laaste dae geopenbaar. Dis nou 2000 jaar terug is dit eers aan ons as mense geopenbaar. Maar luister na daai laaste paar woorde. Geken voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste dae geopenbaar om julle ontwil, sê Petrus. Nie om die ontwil van almal nie. Nie om die ontwil van wie ewer wil nie, maar die ontwil van hulle wat God uitverkies het, hulle wat in Christus is. Om die ontwil van hulle wat God bepaal het om deur Jesus Christus se bloed te koop. Vir hulle ontwil wat God bepaal het vir wie Christus sou sterf. En so wat ek wil hê ons moet verstaan, broer en suster, 2000 jaar terug, daardie tragiese gebeurtenis toe Jesus aan die kruis gekruisig is. Al wat daar gebeur het, is God se plan is in plek gesit. Al wat daar gebeur het, is dit wat God van die ewige verlede af bepaal het, is in realiteit geword. Is uitgevoer. En Jesus Christus het gesterf, sodat elkeen wat in hom glo, in elke presiese besonderheid soos God voor die grondlegging van die wêreld bepaal het, dat Jesus Christus gesterf het om hulle te red. Die bloed van Evangelie van die bloed van Jesus Christus as losprys vir elkeen wat deur God daarvoor bestem het, sê Romeine 16 vers 25 tot 26. Die gebeurtenis 2000 jaar terug is die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank reeds lank geswyg is, maar wat nou geopenbaar is en wat deur die profetiese geskrifte bekend gemaak is. Dit wat 2000 jaar terug gebeur het, is dit wat God reeds voor die grondlegging van hierdie wêreld bepaal het moet gebeur. En so wat probeer ek vanoggend vir julle sê, as jy 'n kind van God het, is daar geen toeval aan dit nie. Dis nie per ongeluk nie. As jy 'n kind van God is, dan het God voor die grondlegging van hierdie wêreld bestem dat Jesus Christus se bloed vir jou sou vloei. En Jesus Christus se bloed het vir jou gevloei, sê ons teks, om jou los te koop van 'n ydelle lewenswandel waarin jy voorheen geleef het. En om jou te bestem om heilig te wees, soos wat jou hemelse Vader heilig is. Om klaar te maak met die dinge van sonde. En in plek daarvan jouself opsetlik te rig in die rigting van dit wat God verheerlik. Voor die grondlegging van hierdie wêreld het God reeds bepaal wie sy eie is. Ek weet nie, jy weet nie. Jy kan weet slegs wanneer die Heilige Gees in jou is. Maar derdens en laastens wil ek hê ons moet sien dan vanoggend, ons hoop is in hom wat Christus opgewek het. Ons hoop is in hom wat Jesus Christus opgewerk het, vers 21. Jy weet, dit verbaas my nie as ek in die wêreld om ons kyk, en ek werk met baie van hulle, julle weet dit. Dit verbaas my nie as ongelowiges doelloos rondloop. As hulle 'n sinnelose bestaan voer en hulle weet nie wat aangaan nie. Dit verbaas my nie, maar wat my wel verbaas is wanneer ek by kerkmense kom. En luister my woorde mooi. As ek by kerkmense kom en ek sien by kerkmense mense wat ronddobber asof hulle geen sin in die lewe het. Dit bekommer my. Dit verstom my. En die rede hoekom dit my bekommer is, want broer en suster, gelowiges het 'n doel. Gelowiges het lewenssin. En so ek wil die vraag vra, en dis hoekom ek in die begin spesifiek gesê het, kerkmense, as jy 'n sinnelose ronddobberende lewensbestaan maak op hierdie oomblik, moet ek vir die vraag vra, is jy 'n gelowige?
Is jy 'n gelowige? Want sê vers 21, gelowiges is die wat geloof en hoop in God het. Daar's ons hoop. Daar's ons hoop. Jy weet wat is ons hoop? As God Jesus Christus 2000 jaar terug uit die dood uit opgewek het. En hy het Jesus uit die dood uit opgewek. Ons het die getuienis van honderde, 500 mense het die opgestane Here gesien, sê die evangelie, sê die Handelinge vir ons. Hy het, Efesiërs 1 vers 20 sê dit, Filippense 2 vers 8 tot 9 sê dit, as God Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, dan kan ons met volle vertroue en hoop weet dat hy sal ons ook uit die dood uit opwek, op daardie laaste dag. 1 Korintiërs 4 vers 14, want ons weet, sê Paulus, ons weet dat hy wat Jesus Christus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met hulle voor hom sal stel. 1 Korintiërs 6 vers 14, en God het ook die Here opgewek, Jesus Christus opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Dis God se beloftes, dis nie my woord nie. Dis God se woord. 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 22, Paulus praat met die gelowiges en hy sê dat Jesus Christus is opgewek uit die dode as die eersteling van die wat ontslaap het, sodat soos wat ons in Adam gesterf het, in die sonde geval het en gaan sterf, so sal ons ook almal in Christus lewend gemaak word. Elkeen wat in Christus glo. Die waarborg dat Jesus Christus jou sal lewend maak op daardie laaste dag. Wil jy weet wat is die waarborg? Die waarborg dat Jesus Christus jou op daardie laaste dag sal opwek. Wil jy weet wat is die waarborg? Romeine 8 vers 11, sy gees wat in jou woon. Sy gees wat in jou woon. Woon die Heilige Gees in jou. Ek sê weer, as die Heilige Gees in jou woon, het jy geen rede om moedeloos te wees nie. Het jy geen rede om doelloos rond te dobber in hierdie lewe nie. Want jy het geloof en hoop in een wat nie kan lieg nie. Jesus sê in Matteus 11 vers 27, hy sê, niemand ken die Vader nie, behalwe wie? Behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom geopenbaar het. En vir hulle aan wie die Seun hulle geopenbaar het, sê 1 Petrus 3 vers 18 sê, het Christus ook eenmaal vir die sonde gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons na God te bring, wat hy wel gedood het na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Die Heilige Gees in jou, is al die bewys wat jy nodig het, al die sekerheid wat jy nodig het. Efesiërs 1 vers 12 en 13, die Heilige Gees is die seël van God, die seël en die belofte van ons ontvangs van ware geloof.
En as ons daardie seël van die belofte het, dan kan ons met vrymoedigheid hoop, kan ons met vrymoedigheid glo in elke een van die beloftes wat God vir ons gemaak het. Want sê Romeine 8 vers 15 tot 17. Dus deur die Heilige Gees wat ons in staat is om te kan sê Abba Vader. En dus deur die Gees van God, en hierdie is belangrik, dis die Gees van God wat self getuig saam met my gees dat ek die kind van God is. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Dis nie my woord nie, dis die woord van God self. Deur Jesus Christus, sê vers 21, deur sy verlossingswerk, kan ons met vrymoedigheid glo en hoop in elke belofte van God. God wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, sal sekerlik ook so elkeen vir wie hy gesterf het uit die dood opwek. Ons kan God se beloftes glo. Ons kan volkome ons hoop op God plaas. Want so seker soos Jesus Christus uit die dode opgewek het, so seker sal elkeen wat in hom glo opgewek word. So seker sal elkeen wat deur sy bloed vrygekoop is, sal die ewige lewe ontvang. Nou as dit, broer en suster, jou nie aanmoedig om vir God te leef nie. As dit jou nie aanmoedig om 'n heilige lewe na te streef nie, dan weet ek nie. En dan wil ek sê, as dit nie doen nie, dan is daar vrae by my. Ek het julle gewys op 3 redes waarom God se verlossingwerk ons moet motiveer. Moet motiveer om die sonde af te sterf en heiligheid na te leef. Kom ek herinner julle net weer. Vers 18 en 19. Ons is deur die bloed van Jesus Christus vrygekoop van 'n ydelle lewenswandel. Ons kan nie meer 'n ydelle lewenswandel wandel. Vers 20. God het ons voor die grondlegging van hierdie wêreld bestem om sy kinders te wees. En sy kinders is heilig soos hy heilig is. En derdens, God sal ons eendag opwek, soos wat hy vir Jesus Christus opgewek het. En hoe kan ek weet of God my sal opwek soos hy Jesus Christus opgewek het? Ek kan dit weet wanneer die Heilige Gees in my is. En wat het ek gesê? Ek het dit voor die diens gesê. Die werk van die Heilige Gees is om my heilig te maak, soos God heilig is. Daar's die 3 motiverings. Jesus Christus het my losgekoop van 'n ydelle leefstyl. God het voor die grondlegging van hierdie wêreld bepaal dat ek sy kind moet wees en daarom wees heilig soos ek heilig is. En derdens, God wat Jesus Christus opgewek het, sal my ook opwek en die getuienis daarvan is 'n veranderde hart. As God se kinders moet ons nou reeds heiligheid najaag, want eendag, sê 1 Tessalonisense 3 vers 13, eendag sal ons in die heiligheid voor God voor ons God en Vader wees by die wederkoms van Jesus Christus. Ons sal verander word sodat 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53, sodat hierdie verganklike met die onverganklike bekleed sal word. Sodat wanneer ons eendag voor die Here Jesus Christus staan, Efesiërs 1 vers 4, ons heilig sal wees sonder gebrek voor hom in liefde. Broer en suster, nie een van ons is perfek nie. En perfekte heiligheid sal ons nie in hierdie lewe bereik nie.
Maar as daar nie by jou 'n ernstige strewe is om die sonde af te sterf nie, as daar nie by jou 'n ernstige strewe is om heiligheid na te leef nie, dan het jy geen reg om te sê jy's 'n kind van God nie. Amen. Kom ons bid. Vader, ons het U hulp nodig. En daarom is ons dankbaar vir die feit dat U ons nood tot hulp gekom het deur vir ons 'n verlosser te gee in Christus Jesus. Een wat heilig is, soos U heilig is, want ons is nie heilig soos U heilig is nie. Ons was sondaars ver van U af. Maar Here, U het meer gedoen as bloot net vir ons 'n verlossingsprys gegee. U het meer gedoen as om ons los te koop. U het ook die Heilige Gees in ons harte kom plaas, om as 'n bewys te lewer, om 'n bewys te wees van die sekerheid dat U beloftes waar is. Dat elkeen vir wie Christus gesterf het, sal die ewige lewe ontvang. Die Heilige Gees hier in ons is die getuienis daarvan. En dis juist daardie Heilige Gees hier in ons wat besig is om ons dag vir dag meer en meer te maak gelykvormig aan U beeld. Ek bid, Here, dat ons hom nie sal weerstaan nie. En dat by ons 'n groot ywer sal wees om heilig te wees soos U ons hemelse Vader heilig is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.